Graad 12's. Luister maar gou mooi. Goed, ons is gister besig met hierdie ding. Ek gaan vinnig deurhardloop. As jy, soos ek sê, jy kan na die tyd maar na die YouTube video gaan kyk. Hy sal die keer werk. Die belangrike ding hierso was gewees daai vyfkant. Dis eintlik 'n vyfkant. En jy moet weet dat daai angle tussen die senterlyne tussen daai lyntjie en daai lyntjie is 72 grade. Nou, iets wat ek nou net besef het, as Asani nou my passer vir my teruggee, dan aan, dan gaan my goed wegwaar. Asani, kan ek gou vinnig my passer vir kry? Can I borrow it back? Thanks. Maar ek sou one of you one. Maar dis dan nou 'n los ene, dis nie myne nie. Nee man. Ek ken sy nie. Myne was steur. As jy nie so op 'n groot plaas het. As jy raai nie kry en draai op jou pas. Okay, alright. Okay julle, so ek het toe gister uitgefigure, as die dinge, of eintlik vanoggend, as dit 'n vyfkant is, dan kan, dis mos gelyksydig, so dan kan jy daai afstand vat hierso, van daar tot daar, en ek het mos net hier gaan afmerk. Sien julle is presies korrek? Ja, dis 100% korrek, want is eintlik 'n vyfkant, it's actually a pentagon. It's the center lines of the middle of a pentagon. So you can go and you can actually take that distance and just mark it off with a compass, and it should be 100% accurate, and it is. Die eerste een, met 'n gradeboog, 72 grade, nee, kom ek wys gou vir jou. Sien jy my gradeboog is? En ek vat sê nou maar hierdie lyntjie, sit hom in die middel, sit hom daar aan die bokant op 0, dan meet ek uit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72 grade. Dis ook het uitgemeet het, okay. Right. Alright. As jy regtig nie weet, dan kan jy 'n klein vyfkant konstruksie ook ergens op die bladsy teken, en dan kan jy parallel aan hom net 'n lyntjie trek of die afstande meet. Jy sê dit ook kon doen. Right. Dit moes gister, almal moes gister tot hier gewees het. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan gou vir julle inteken. Ek het gister nie so lekker beplan hierso nie, want ons is eintlik, ons is onthou, ons moet nog 'n agterkant teken nie. So hierdie gedeelte moet nog inkom, nê. So ek gaan hierdie gedeelte moet teken. I'm gonna have to draw this part here into position. So ons kan gou daai afstande gou gaan inteken. Dis 108 mm en 108 se helfte is 54 dink ek. So it's from the center, it's 54 to the one side and 54 to the other side. So ek gaan dit gou vinnig doen. Ek gaan net so 'n bietjie uitvee hierso waar ek berekenings gedoen het. Okay, so ek gaan hierso gou afmeet. Okay, nou belangrik, jy kan 'n verwysingslyn hê. You can have a reference line here. The reference is the center point. If I say reference of verwysing, bedoel ek, as jy kyk die middel van hierdie part en die middel van daai part moet opline met mekaar, nê. So van die middel af is dit tot onder 113. It's 113 from the bottom to the center there. So ek kan dit ook gaan doen. 113. Julle gaan sien myne is 'n bietjie gaan hier in die raam ingaan want ek het nie lekker beplan nie. 110, 111, 12, 13. Sy gaan hier eindig. 113 eindig hierso.
'n kolletjie daar so maak. Daar's 113. En nou moet ek 54 na beide kante toe gaan. So 54 na elke kant toe. 54 die kant toe, 10, 20, 30, 40, 50, 54 die kant toe. Ek gaan gou optrek daarso, dit moet wees 17 hoog. Sê gou vir my, julle moet ek enige weggesteekte lyne teken? Nee, in hierdie aansiggie nee, niks nie, né? No hidden lines required. First gonna do some construction lines here. So sê. En kom ons meet vir af 17 mil. So daar's 10, 15, 16, 17. Right, ek gaan vir daai lyntjie intrek. So, en hierso. En dan is daar web in die middel, daai web is 60 grade. Ons kan nie regtig sien hoe hoog is hy nie. Okay, hier's 'n stukkie wat ons nie nou gaan kan inteken voordat ons hierdie ander aansig gedoen het, hè. Maar dis okay. Dan wil ek, wat ek gou wil doen is, okay, aan die bokant julle, is daar 'n radius van 27, so ek gaan dit gou inteken, onthou nou, hierdie lê in die agterkant van die wiel, né? This is behind the pulley wheel, so this is going to be radius 27, okay, just going to put it in here. That falls exactly on that line, so I'm not going to see that. But most important, when I draw this line now, kyk gou hierso julle, daar's die radius 27. So ek moet nou 'n raaklyn trek. Wil julle moet gou mooi luister na wat ek nou sê. Ek moet 'n raaklyntjie trek van daar af en van daar af waar die kolletjies nou is. En dit moet oplyn met 'n sirkel wat agter hierdie een lê. So wat jy doen is, just do a tangent, so jy vat net daai punt, en jy vat hom hiernatoe, gelyk met daai sirkeltjie daar, en jy trek hom hier verby, maar hy's agter, né? So it's gonna be up to there, then it's gonna go through, up to there. Daar is daai lyntjie, kyk mooi dat jy hom reg het, please ensure that you have done it correct. Selfde aan die ander kant. So, ek vat daai punt waar die kolletjie is, I line it up with that circle there. That is the radius 27. Now draw it at the back. Okay, dit lê mos so agter tot by hierdie punt. Daar so sy. Van daai uitvee. Okay, so daar so het ek die raaklyne ingetrek, I've drawn in the tangents there,
I've drawn the bottom part here. There's 2 more lines needed. And it's 28 from the side. So ek gaan dit gou inteken. 28 from the one side. 10, 20, 5, 6, 7, 28. Daar's die enetjie. 10, 20, 25, 26. 10, 20, 25, 26. 10, 20, 25, 26. Daar. Okay. Hier gaan 'n donker lyntjie wees hierso. Ja. Dis die radius. Want jy het hom klaar gedeel deur 2, nê? Ja, dis hoekom sy vir jou gesê dit is 1,5 mal n, nê? En dan deel ons deur 2 juis om die radius te kry. Anders het jy die diameter. Okay. Alright. As jy onseker is, vra dan sal ek jou weer wys. Okay, so daar's daai lyntjie. Julle nou behalwe vir hierdie stukkie, hier kort 'n web hierso. But except for that, we have finished this view. Is there anything we missed? There is one thing we missed. Wat moet hier ingeteken word? Die snylyn, hè? En die snylyn wys weg. Julle, vir daai snylyn gaan jy 3 punte kry in die eindeksamen. 3 uit die 90. So 6,5 punte. Ek gaan hom gou vir julle inteken dat julle mooi kan sien. So jy kan hierdie selfde lyntjie gebruik en net ergens op hierdie lyntjie waar hy eindig, maak hom bietjie dikker daar aan die bokant. Maak hom bietjie dikker hier aan die onderkant. Sorry, myne hardloop nou bietjie van die bladsy af hier onder. Daarso. Okay. En dan moet dit 'n reguit lyntjie wees, nie vrye hand nie. En net 'n verdikking van daai lyntjie. Dis al. Daar's jou pyltjie. There's your arrow. There's the arrowhead. And you need to write in an A above the line or next to the line to indicate that's the section line. Julle, hierdie is baie kinders vergeet hierdie, nê? 3 uit die 90 punte. Dis eintlik baie. Okay. Elke punt op jou tekening is 'n halfpunt. Hier en daar is iets 'n volpunt, nê? By die boute en die moere is gewoonlik 12 uit die 90 punte. Hoor julle? So by joining this and the other nut, it's more than 12 marks out of the question. If you look at a matric paper, so make sure that you can draw nuts and bolts correctly. Okay. As jou tyd uithardloop in die eksamen, maak seker jy teken die boute en die moere al, is dit al wat jy doen daar. Okay, daar is die ander A. Sorg dat jou snylyn korrek is. Verdikking daar, pyltjie, verdikking vir die pyltjie A en dieselfde aan die bokant. Nee, jy moet hom in hê julle. Okay, daar's ons hy hierso. Gaan hom so 'n bietjie lig hierso op die kamera. Daar's hy. Goed, so daar's my hele aansig. Nou moet ek dit gebruik om my deursnee aansig te teken aan hierdie kant. Okay, so kom ons kyk gou. Ek sal waarskynlik hier begin. Of by die katrol, either by the pulley, or I can start maybe with the main part. That's not maybe a bad idea. With that part number 5. Met ander woorde met hierdie onderkant. Ons gaan dalk met hom begin. Is dalk nie 'n slegte idee nie. Okay, so I'm gonna move this over and I'm gonna project across. Om daai ander kant gou daar te kry. So, kom ons kyk. Ek moet nou maar 2 driehoeke. Ek het 'n liniaal hierso, maar hy pas nie baie lekker op die bord nie. Dis 'n probleempie hierso. Kyk, maar ek gaan hierdie gou oorprojekteer vir julle.
Jy kan dit obviously net oorprojekteer met jou teken liniaal, met jou Kyk, so ek projekteer oor hierso. En al die lyntjies wat ons gaan hulle almal gebruik vir die snit, hulle almal oorbring. Okay. Gaan die moer se goedjies ook gaan oortrek. Washer. Okay, so ek dink kom ons begin gou by die moer, want dis wat 'n klomp kinders dikwels mee sukkel. As ek gaan deursny, gaan ek in elk geval die moer moet hê. Gonna have the nuts, so I'm gonna zoom in for the drawing of the nuts. Jy kan nou mooi kyk. Kyk, kom ons kyk gou om die moer te teken. So wat ek gaan doen is, ek het die lyne oorgeprojekteer, ek gaan met 'n koutjie vir julle merk. Ek het daai punt oorgeprojekteer, daai punt, daai punt, daai punt, sowel as die washer wat aan die kant lê, né? Goed. So eerste ding wat ek doen, julle kan gou mooi kyk daarso. Besluit self my afstand hierso, so ek gaan hom oorbring. Ek gaan hierdie gou intrek. Julle moet almal baie mooi kyk hierso, want julle moet dit 100% kan doen. Right. Dan die moer, ons teken, kom ons kyk of ons 'n afmeting het vir hom. So for the nut, they tell me the thickness is 15. If they didn't give it to you, please write in 0,8 times 24. 0,8 maal 24 is die formule vir 'n moer as hulle dit nie gee nie. As dit 'n bout was, sou dit 0,7 gewees het. Okay, julle dames moet gaan luister hier. So 0,8 maal 24 behoort vir jou baie naby aan 15 te gee. Okay. Goed, so kom ons meet dit gou af, 15 mm. Daar's 10, 15. Right, so trek hom gou in daarso. Goed, gaan gou hierdie oorbring. Ek gaan nou nog maar donker teken eers en dan uitvee vir clarity. Nou gou vinnig, kom ons kyk gou weer na die konstruksie julle. Baie maklik. Daar's 'n punt daar. Daar's 'n punt. Hier's 'n punt. Hierso's 'n punt. En al wat jy doen is jy gebruik jou 30-60 grade driehoek. A 30-60 degree triangle. Sit hom op daai hoekie daar. Vat hom deur tot in die middel. Trek hom hier deur. Ek gaan dit nou maar donker doen dat julle mooi kan sien. Draai hom om. Trek hom uit daai hoekie uit dat hy daar ontmoet. Ons gaan dieselfde hierso doen. Okay. En dit gaan nou vir my gee my punte wat ek nodig het om die bogies mee te trek. Sit my passer, ek julle gewys, dit moet opline, sit hom daar op daai punt. Maak hom oop tot op daai randjie. Maak seker jou lood is lekker skerp. Trek daai bogie in. Hy moet raak. Daar's my eerste bogie. Hy het hom aan al twee kante, so al wat ek doen is ek reverse net my passer. Ek hou hom op dieselfde radius. Sit hom hierdie kant op die senterlyntjie. Daar's hy.
Julle as jou passer nie lekker werkie, doen wat ek gedoen het. Kry vir jou een van hierdie meetkundige stel passertjies, dra hom vas. Dit werk nou beter as 'n passer met los beentjies. Right, sit ek hom hierso. Daai punt, maak hom oop tot daar op die boonste randjie. En trek hom in. As jy reg gewerk het, nee, wat moet gebeur? Dan gaan hy oplaai hier in die middel. Tensy jy onakkuraat gewerk het, unless you worked inaccurately. Ons kan sien hy line baie mooi op. Behalwe my lood het gebreek daarso. Ek gaan dieselfde aan die ander kant doen. So ek gaan sommer op daai selfe, ek moet eintlik net 'n konstruksielyntjie daar trek. Sommer hier intrek. Yes, daar's my moer se buitekante. Dit my ook gebeur, is alraai. Dan teken jy hom net so ver jy kan. Ek het ook oor die rand, nie van daar. Dis okay. Hulle sal jou nie penaliseer einde van die jaar af voor jy. As jy teken dit gaan oor die rand, dis fine. Hulle sal vir jou die punte gee. Jy sal nie punte verloor daarin. Okay, dan trek ek die lyntjie in. Trek hierdie enetjie in. Okay, nou is hier 'n belangrike ding wat julle gaan moet check. Jy het nou eintlik 'n uitvee plaatjie nodig. So as jy so iets het, dink ek het nou die dag een weggegee vir iemand. Dan moet daar so wees. Maar wat jy doen is, hier gaan jy nou maar 'n bietjie van 'n skerp uitveertjie nodig hê. So ek gaan hom breek hierso. Okay. En dan sit hom maar, vat maar jou driehoek as jy nie 'n uitvee plaatjie het nie. Sit hom op daai bogie daar. En dan vee jy daai randjie uit daar. So. Okay, vee daai hoekie uit. Vee daai hoekie uit daar. Daar vee ek nou 'n stukkie van die randjie ook uit. So dit net gaan moet regmaak. Vee daai enetjie uit. Vee daai enetjie uit. Moet net nie vrye hand oor enige sirkels gaan nie julle, want dan mag hulle dit nie bepunt einde van die jaar nie, hoor. Ons het al 'n paar keer gekry dit kinders, kan jy sien hulle het alles gedoen reg, maar dan het hulle nou die sirkel weer oorgegaan, vrye hand, dan mag ons nie vir hulle daai punte gee nie. Hoor julle wat ek sê? So if you do something, don't go over an arc again freehand. You're going to lose the marks. Don't do that. Okay. Right, now the last part of the nut is drawing the chamfer. 'n Chamfer is daai skynskantjie daar. Nou dit doen ons met hierdie 30-60 grade driehoekie. Ja, kyk gou daar. Dit doen ons hiermee. So ek sit hom, is baie eenvoudig. Ek sit hom neer daar. En in hierdie geval is hierdie driehoek. Die 30-60 ene. As hy regop staan, is hy teen 60 grade, as hy plat lê is hy 30 grade. Dan trek ek net daai lyntjie in. Daarso. Jy kry 'n punt vir daai lyntjie, hoor. Dis 4,5 punte, so dis 2 punte in totaal vir dit wat ons nou teken. Sit hom hierdie kant. Hy raak aan daai lyntjie, trek hom in. Trek daai hoekie, daar is jou moer. Okay, daar is die nat. Okay, die kant van die moer gaan ons wat hê? 'n washer, 'n wastertjie. Die wastertjie se dikte sê hulle is 3. As hulle dit nie vir jou gee nie, die dikte van 'n washer is altyd 0,2 maal met, in hierdie geval 24. If they don't give this to you,
Nee, dit kan nie reg wees. Ek dink is 0,1 maal 24. And this size will be 2 times the M value. So as jy M24 het, this will be 48 across. This one they tell us it's 44. Work on the measurement they give you, unless they don't give it to you. Then you can use the standard size. So daai's 44. So 22 op, 22 af en 3 dik. Hy gaan daar teenoor lê. So daar's 10, 20. Nee, iets is nou nie reg nie. Sorry, 44. So 22 op, 10, 20, 22 op. 22 tot onder. Die dikte is 3 mm. Daar is die 3 mm. Daar is hy. En hy line op met hierdie aansig hierso. Julle, net vir dit, is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 punte. 8 uit die 90 punte, net vir die teken van dit. Dis nog sonder centerline. Hoor jy wat ek sê? This is like 8 out of the 90 marks. Just the nut and the washer. Dis nog sonder hierdie deel, né? So jy kan nou gaan bytel hierdie. Saam met dit gaan jy uitkom by amper 12 punte. So more than 10% of the assembly drawing is this view and that thing. Just that nut and this, drawing it correctly. Okay, het julle hom? Right, kom ons gaan aan met daai enetjie. Die periode maak oor 20 minute klaar, né? Okay, 22 oor. Right, ek gaan stop hierso. So ek gaan vir julle vra om vir my die hierdie klaar te teken en net vir my hierdie gedeelte by te teken. Ag, die pulley. So om die pulley te teken, gaan julle saam met hierdie afmetings moet werk hier en daar. En jy gaan eers hierdie moet kry, die 24 van die middel af, die 7,5 moet meet. En julle moet gaan 'n paar aftrekkings hier doen. Jy gaan moet sê 158 minus 143 om hierdie diepte te kry. Hoor julle? So om daai diepte uit te werk daar, moet jy daai goed van mekaar aftrek. En dit gaan vir jou gedeel deur 2. Kom ons werk dit gou uit. 158 minus 143. Daai is 'n 5. Daai is 'n 1. So dis 7,5. This is 7,5 at the top and 7,5 millimeters at the bottom. As my berekening korrek is. Het julle gehoor wat ek sê? So dis 143 afgetrek van 158. Dit gee vir my daai spasie. Hoe weet ek dit? Want die stippellyn is daai ding daar. So that's going to be 7,5, 7,5. You're going to draw the outline. Draw the outline. Hidden lines will become solid lines.